Ag, ek prys die Here, ek loof die Here. Wat 'n voorreg om hier met jou te kan kom praat hier op Patmos Studio. En ja, ons is op 'n absolute amazing pad wat ons met die Here wil stap. En ons is nou by 'n punt waar ek gaan begin praat oor die ontsluiting en die openbaring van die 271 restaurasiekode. En in ons 169ste program gaan ek nou 'n reeks vir jou deurgaan in die volgende 10 programme waar ek openbarings gaan begin gee op die ervarings wat ek gehad het in die verlede met die verskillende aspekte wat ons deurgegaan het. En in hierdie program gaan ek met jou praat oor die Elia wat met Elisa se mantel geslaan het en die dieper openbaring agter dit. En ek glo dit gaan begin om vir jou die Nuwe Testament en die Ou Testament oop te sluit op die regte manier. Halleluja. Kom ons bid saam. Vader, dankie. Dankie dat U die God is van openbarings, Here. Here, dankie dat elkeen wat na my luister vandag, volgens Efesiërs 1 vers 16 en 17 bid ek vir hulle. Ek bid, Here, dat U vir hulle 'n gees van openbaring sal gee, openbaringskennis. Here, om hulle oë van hulle harte te verlig, Vader, sodat hulle U beter sal leer ken, sodat hulle U sal ken soos wat U geken wil word, Here, dat U geken moet word, Here, in Jesus se naam. Here, lei my vandag, Here, waar ek praat oor Elia, wat met Elisa se mantel moet slaan, Here, om op die regte manier te doen, sodat ons hierdie 271 openbaring kan oopsluit, Here, soos 'n sleutel wat gebruik word in die naam van Jesus. Amen. Ja, dis letterlik 'n sleutel wat die Here vir ons gee om in die laaste dae die eindtye oop te sluit en te kan, as wat die Here vir ons nog altyd gehad het, te kan oopsluit en weer te kan vat en kan sê dis myne. Daar was 'n ou liedjie gewees, give back what the devil has stolen from me. So God wants to give back to you. God wil teruggee vir jou wat die duiwel van jou gesteel het. Halleluja. In Handelinge 3 vers 19 praat ons het al die verlede hiervan gepraat, want al wat ons nou gaan sê, het ons al reeds genoem, maar ons gaan nou begin om dit net dieper te vat, om die openbaring en die verstaan van die implikasie in my eie lewe te kan begin sien, sodat ek dit kan gebruik as 'n praktiese instrument om kragtiglik die Here toe te laat om in my lewe te funksioneer. In Openbaring 3, hier van vers 19 af, praat Petrus en hy sê, kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sonde uitgewis kan word en tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom, en dat hy hom, dis Jesus, mag stuur, wat vooraf aan julle verkondig is, naamlik Jesus Christus. So, die Here roep ons tot bekering. Hy roep ons tot 'n plek waar hy sê, kom tot inkeer. As ons besig was om dinge te doen op die verkeerde manier, as ons evangelie op die verkeerde manier toegepas het, as ons ou wyn in nuwe wynsakke gegooi het, of as ons nuwe wyn in ou wynsakke gegooi het, of selfs erger, as ons ou wyn in ou wynsakke gehou het, dan sê die Here, kom tot inkeer. Kom tot inkeer en bekeer julle sodat julle sonde uitgewis kan word. Wat beteken sonde? Sonde beteken ons het dit gemis. Ons het gemis wat die Here eintlik vir ons bedoel het. In hierdie hele warboel van die mekaarheid het ons dit gemis. Hy sê dis nie net jou sonde nie, maar kom tot inkeer sodat wat kan gebeur? Tye van verkwikking kan kom. Dis die beste deel van my. Halleluja. Waarheid maak vry. Die Bybel sê Jesus is die weg, hy is die waarheid en hy is die lewe. Daar is hier's my eerste sleutel wat ek vir jou wil gee. Jesus is die weg, dis die 2, hy is die waarheid, dis die 7 en hy is die lewe, dis die 1. Die 271 openbaring is weggesteek binne in Jesus, die weg, die waarheid en die lewe. Hy is die weg want hy het 'n weg gemaak. Halleluja, waar daar nie 'n weg was nie. Hy is die waarheid, want hy wil ons tot verkwikking bring. Hy wil vir ons weg
uithaal uit 'n plek uit van om te probeer om die hele tyd by God uit te kom deur die koninkryk te bestorm, soos ons die vorige weke gesê het. Halleluja. Deur hard te werk en te probeer met al my ywer by die Here uit te kom. Die Here sê jou ywer is vuil lappe in sy oë. Die Here wil toelaat dat jy in geloof sal vat wat hy vir jou gegee het. En dit bring 'n verkoeking. Dat tye van verkoeking van die aangesig van die Here mag kom. Wow! Die teenwoordigheid van die Here sal oor jou kom. Die oomblik wanneer jy die waarheid vat, die waarheid maak altyd vry. Jesus sê, as jy my woorde getrou bly, dis hoekom ek getrou was in wat die Here aan my openbaar het, sodat ek kan waarheid kry wat my verkoop, wat my vry maak. Halleluja. En dan sal hy hom stuur, Jesus Christus, dan sal hy hom stuur, halleluja. Hy sal kom op jou, sy teenwoordigheid sal oor jou kom, en hy sal begin om deur jou te funksioneer. Dan sê hy, hom wat die heuwel moet ontvang, tot op die tye van die wederoprigting van alle dinge. So die wederoprigting van alle dinge, is wat die Here nou mee besig is. Hy wil weer alles oprig, hy wil weer die wederoprigting van die ou, die openbaring wat Jesus Christus vir ons gegee het, die oorspronklike wil hy weer oprig. Halleluja. En dit sal verkoeking bring vir ons gees en ons siel. Waarvan God van ouds af gespreek het, deur die mond van al die heilige profete. Dit was profeteer in die Ou Testament, dat hy gaan dit doen. Hy sê, ek sal 'n profeet stuur, en daai profeet is Jesus Christus. En die een wat daai profeet nie aanvaar nie, hy sal afgesny word van sy mense af. Maar hy sê hierso, in vers 22, want Moses het tot die vaders gespreek. Nou begin jy die woord hoor, vaders. Moses het tot die vaders van die Ou Testament gespreek. Die Here julle God sal vir julle 'n profeet verwek uit julle broers uit, net soos ek is, en na hom moet julle luister, volgens alles wat hy met julle sal spreek. En elke siel wat nie hierdie profeet luister na nie, sal uit die volk uitgeroei word. En so sal die profete van Samuel af, en die wat gevolg het, almal wat gespreek het, het ook hierdie dae aangekondig. So, al die profete in die Ou Testament het gewys na hierdie datum, wat Jesus Christus kon vervul het. En nou sê, die een wat hierso praat, ek dink dit was Stefanus gewees, wat hierso gepreek het, en, nee, dit was Petrus gewees, dit was Petrus gewees wat gepreek het, en hy sê, ek gaan vir julle 'n profeet stuur, en hierdie profeet moet julle na luister. As julle hom nie aanvaar nie, dan is julle afgesny. Baie interessant, die moslems noem Jesus 'n profeet, en dit is wat hy is. Maar hy is nie net 'n profeet nie. Hy is groter as 'n profeet. Halleluja. Hy is God se seun. Hy is selfs groter as dit. Hy is God self. Halleluja. Amen. So, in Maleagi, van vers, ek gaan die hele Maleagi vir ons lees, en dan gaan ons nou sien, hoe die Here Maleagi begin oopsluit. So, hierdie restaurasiekode, is eintlik besig om alles oop te sluit, sodat ons kan verstaan, wat God bedoel het in die Ou Testament. In in Maleagi 4 vers 1 sê hy, want kyk die dag kom, en dit brand soos 'n oond, dan sal al die vermeteles en almal wat goddeloosheid bedrywe, 'n stoppel wees, en die dag wat kom, sal hulle aan die brand steek, sê die Here van die leerskare, sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie. Baie interessante openbaring hierso. Hy sê, daar kom 'n dag, en die dag wat gaan kom, gaan alles verbrand. As jy die laasweek se program onthou, sonder dat ek besef het, die Heilige Gees oor my gekom, en ek het begin profeteer oor 'n vuur wat kom om alles te verbrand. En hier is die vuur nou. Die vuur kom verbrand alles, hy kom verbrand wortel en tak, sê hy. En dan sal die Here van die leerskare, hy sal kom, en alles regmaak en herstel. Hy sê hierso, maar vir hulle wat my naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan. Halleluja. Jy sien, hier sluit die Bybel die dinge oop. Hy begin sê, daar's 'n ander antwoord, daar's 'n ander manier, die son van geregtigheid. Jesus Christus, hy sal vir jou opgaan. Ons bediening se naam is Môre Ster Bedieninge. En dis gebaseer op 2 Petrus 1, wat sê,
julle moet aandag gee aan die profetiese woord, soos 'n môrester wat in die nag skyn, soos 'n donker lig, 'n lig wat in die donkerte skyn, totdat die son opkom. Halleluja. Raai wie is die son? Die son is Jesus Christus. Hy is die son van geregtigheid wat opkom. Halleluja, hy kom op in jou hart. Die volheid van die geregtigheid van God gaan oor jou kom. Hy sê, al die ander goed gaan God verbrand. Hy gaan dit verwyder. Wortel en tak gaan dit verwyder. Ons het gepraat oor die man wat op die slee staan, en daar sê, Johannes die Doper iets baie interessants. Hy sê, Jesus kom met sy vurk, en hy is op sy dorsvloer, en hy gaan sy dorsvloer skoonmaak. Halleluja. Hy gaan die koring en die kaf van mekaar skei. Hierdie is werklik wat God besig is om te doen. Hy gaan die koring en die kaf skei van mekaar, en hy gaan om wortel en tak, gaan hy die ou goeters vernietig. Dan sê hy hierso, maar julle wat my naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan, en daar sal genesing onder sy vlerke wees. Wow! En julle sal uittrek en huppel soos kalwers uit die stal uit. Daar's 'n vryheid. Het jy ooit 'n kalf gesien wat uit 'n stal uit vrykom? Halleluja. Hy hardloop, hy skop, hy hardloop soos 'n mal ding rond. Want hy's vry, hy het uitgekom uit sy stal uit. En die Here sê, hy maak ons vry, sodat ons in Christus vry kan wees. En hy sê, daar gaan genesing kom vir jou, daar gaan verkoeking kom vir jou in hierdie laaste dae. Halleluja. En ons gaan huppel, ons gaan 'n blydskap hê. Die blydskap van die Here gaan terugkom. Want mense is moeg, die kerk is moeg, hulle is uitgeput, want hulle loop nie in vryheid nie. Halleluja. Vers 3. En julle sal die goddelose vertrap, want hulle sal so stof wees onder julle voetstole op die dag wat ek skep, sê die Here van die leerskare. Baie interessant, elke keer word God hier genoem die Here van die leerskare. Dit is die aanvoerder van die leermagte van God. Hy is the Lord of hosts, Jehovah Tsavahot. Halleluja. So, hy is die Here van die leerskare. En hy sê, wanneer ons hierdie dinge aanvaar, wanneer ons instap in die son van geregtigheid vir ons opgaan, dan sal God ons toelaat om ons vyande te vertrap. Hulle sal so stof wees onder ons voetstole. Bybel sê in Psalm 110 vers 1, hy sê vir die Here, die Here van die leerskare sê vir die Here, vir Jesus Christus, hy sê, kom sit met my regterhand, en totdat ek jou vyande 'n voetstoel gemaak het vir jou voete. Sê, dit is heerskappy, die Here wil ons heerskappy herstel. Wanneer ons werklik begin om terug te vat wat die Here vir ons gegee het, gaan hy ons heerskappy herstel. Halleluja. Hy sê daar in vers 4, dink aan die wet van Moses, my knegt, en wat ek hom beveel het op Horeb vir die hele Israel, die insettinge en die verordeninge. Nou praat hy van die wet, nou praat hy van Moses. Dink aan die wet, dink aan hoe dinge daar gewerk het. Dink aan wat daar gebeur het. Onder die Ou Testament het God op 'n kragtige manier deur Moses en deur Elia gewerk in die Ou Testament. En kyk hoe God daar gewerk het. En dan gaan ons sien, dit wat in die Nuwe Testament is groter as dit. Hoor wat sê in vers 5, en kyk, ek stuur vir julle die profeet Elia, voordat die groot en die vreeslike dag van die Here aanbreek. So nou profeteer hy, sê, daar kom 'n dag, en ek stuur vir julle hierdie Elia, hierdie profeet Elia, die gees van Elia, stuur ek voor julle uit, en hy kom voor hierdie dag aanbreek. So, daar's dinge wat moet gebeur, en die dinge moet eers gebeur, dan sal die dag aanbreek. En hy sê hierso, en hy sal die harte van die vaders terugbring tot die kinders, en die harte van die kinders tot hulle vaders, sodat ek nie hoef te kom en die land met 'n banvloek te tref nie. Wow. So die Here sê, as julle nie luister nie, dan gaan die land met 'n banvloek getref word. Maar ek stuur hierdie gees van Elia voor julle uit, sodat hy iets kan interessants doen. Hy sal die harte van die vaders na die kinders toe draai, of na die seuns toe draai, en dan sal hy die harte van die seuns na die vaders toe draai. Dit is 'n massiewe groot openbaring. Dit is 'n proses, en dit is 'n amazing ding wat die Here vir my kom openbaar het, dat dit is die sleutel van die restaurasiekode. Eers die harte van die vaders na die seuns toe. Dit is die 2
wat eerste plaasvind. Dan die harte van die seuns na die vaders toe. Dit is die een. En die rekonsiliasie is tussen die 2 na die 7 toe. Deur die 7. Die 7 is die rekonsiliasie. Halleluja. Dankie Jesus. So, God het vir ons beloftes gegee in die Ou Testament. En hy wil hê dat ons hierdie beloftes sien waar word in ons lewens. En as ons hierdie beloftes glo, dan moet hulle waar word. Dan moet dit wat Jesus beloof het waar word. Maar waarom het daai beloftes nie in my lewe waar geword nie? Want miskien het ek nog nie die sleutel gebruik wat die Here vir my gegee het nie. Ek het nog nie regtig nuwe wyn in nuwe wynsakke gegooi nie. En as ons kyk na 'n baie interessante vers in Romeine 10 van vers 1 tot 4. Praat Paulus en hy sê, broers, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, is tot hulle redding. So Paulus praat hier met sy eie mense en vir sy eie mense, die Jode, die Israelse mense, en hy sê, ek wil hê hulle moet gered word. Hy sê, want ek getuig van hulle, dat hulle ywer vir God het, maar sonder kennis. So, daar kan mense wees, ek en jy, ons kan ywer hê vir die Here, maar ons kom nie by die punt uit nie, ons kry nooit die deurbraak nie. En jy kan voel, maar Here, waar is jy? Ek het soveel ywer, ek het soveel dinge probeer, maar ek kom nie deur nie. En hy sê, Israel het 'n ywer vir God, maar hulle het nie werklik die kennis nie. Hulle het nie werklik die waarheid nie. Jesus het 'n weg gemaak, maar as ons nie deur daai waarheid gaan nie, kan ons nie in die lewe in funksioneer nie. Ons kan nie by die lewe uitkom wat hy vir ons het nie. Hy sê maar hulle het 'n ywer, so baie keer het ons 'n ywer deur ons eie werke, ons het 'n ywer om by God te probeer uitkom. Nou sê hy vers 3, want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie, en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle hul aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie. So, hy sê, wat doen die Ou Testament mense? Wat doen die mense wat onder die Ou Testament probeer funksioneer? Dis mense wat die ou wynsak wil vat. Hulle wil nog die nuwe wyn vat en hom in 'n ou wynsak gaan ingooi. Hy sê, hulle het die geregtigheid van God nie geken nie. Hulle het nie werklik besef wat het Jesus vir hulle betaal nie, en hulle het nooit die geregtigheid gevat en die implikasie daarvan verstaan nie. Hy sê, maar hulle wil hulle eie geregtigheid bereik. Hulle wil hulle eie geregtigheid oprig en sê, nee Here, ek gaan heilig lewe. Here, ek gaan hierdie ding reg doen. Ek gaan dit perfek reg kry. En die Here sê, jy kan nie, want hy sê, hulle het aan die geregtigheid van God hulle self nie onderwerp nie. 'n baie kragtige woord. So dis nie iets wat ek kan doen nie, dis iets wat ek myself kan onderwerp aan. Ek gee myself oor en sê, Here, ek kan nie. Here, dis u geregtigheid, en omdat dit u geregtigheid is, Here, ontvang ek dit. Halleluja. Dis die plek van verkoking. Dis die plek van vrymaking, wat die Here vir sy kerk werklik nog altyd gehad het. Dis die plek waar hy die juk van ons nekke kan afhaal. Vers 4. Want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elke een wat glo. Wow. Jy sien, wat kan ek doen? Ek kan glo. Ek kan sê, Here, ek vat dit. Here, ek vat jou geregtigheid. Here, ek vat die prys wat jy betaal het. Ek vat dit vir my. En nou is Christus die einde van die wet. Die wet se werk is nou verby. Ek kan nie die wet probeer hou nie. Ek kan nie die wet probeer volhard in nie, want Christus het vir my 'n weg gemaak waar daar nie 'n weg was nie. En as ek nie hierdie weg vat nie, dan het ek nie eers Jesus gevat nie. Ek het nie die doel wat Jesus vir my gehad het eers gevat nie. En dan is ek besig om eintlik in rebellie teen God te wees. Halleluja. Ons het dit laasweek gesien in Matteus 11 van vers 9 tot 15. Sê hierso, Jesus het ons vertel van die profeet die profeet Johannes die Doper, en hoe hy in die gees van Elia kom funksioneer het. En hy sê, kyk, ek wil vir julle iets sê, hierdie Johannes die Doper, hy het al die profete tot by Johannes die Doper, almal van hierdie profete, het, almal wat nog onder die Ou Testament was, het eintlik die koninkryk van God bestorm, en die koninkryk binne gegaan met geweld. Hy sê maar, hulle wat in die koninkryk inkom in die Nuwe Testament,
die kleinste in die koninkryk is reeds groter as hulle. Wow, dit is 'n massiewe implikasie. Kan jy daaraan dink? Hier is die hoogste profeet wat jy kan kry in die Ou Testament. En dit is Johannes die Doper. En nou sê al die mense in die Ou Testament het ingegaan in die koninkryk in met hulle eie geweld, met hulle eie geregtigheid. Maar nou kom ek en ek maak 'n weg waar daar nie 'n weg was nie. Dis deur die geregtigheid van Christus, dis die 7, en die wat in die koninkryk is die kleinste in die koninkryk reeds meer as die grootste in die Ou Testament. Wow. So, God het ons toegang gegee wat ons nie kan imagine nie. Ons gaan dit sien in die volgende paar weke, gaan ons sien wat se toegang het hy ons gegee, wat het hy ons werklik gegee om in te kan loop. Maar ons het in so klein bietjie krummeltjies geloop, ons het die krummeltjies van God se teenwoordigheid geëet. Halleluja. In Johannes 6 het ons gesien, dat Jesus maak 'n baie interessante stelling, en hy sê die volgende hierso, dis mense wat hom gesien het, wat nou brood vir 3000 mense gegee het, hulle het hom gesien, op die water loop, en nou kom die mense, en hulle ontmoet Jesus, nadat hy nou, sonder 'n skei aan die ander kant van die, probably van die see van Galilea is, en Jesus sê vir hulle in vers 26, en Jesus antwoord en sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, julle soek my nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet het en versadig geword het. So Jesus sê, julle kom om kos te kry. Julle kom om fisiese kos te kry. En ek wil nie vir julle net kos gee nie, dis nie my doel nie. Hy sê, moenie werk om die spys wat vergaan nie, maar om die spys wat bly tot in die ewige lewe. Wat die Seun van die mens julle sal gee, want hom het God die Vader verseël. Toe vra hulle vir hom, wat moet ons doen om die werke van God te volbring? Wat moet ons doen dat ons die werke kan doen wat jy basies doen? Wat kan ons doen om hierdie wonderwerke te kan doen soos wat jy doen? En vers 29 sê Jesus vir hulle, dit is die werk van God. So dit is die werk van God. Dit is wat julle moet doen. Dit is die werk van God. Dat julle in hom moet glo wat hy gestuur het. So, nou is dit interessant. Nou praat hy 'n baie interessante openbaring. Hy sê, die werk wat jy moet doen, is om te glo. So baie keer wil ons iets gaan doen, maar ons dink ons moet 'n fisiese 'n werk gaan doen, sodat ons kan aanvaarbaar wees vir God. En die Here sê, nee, die werk wat jy moet doen, is om te glo. Jy moet glo in Jesus, jy moet glo wat hy gedoen het, en sy woorde aan vashou, en dan sal jy sien wat hy beloof het. Halleluja. Eers as jy dit doen, sal jy werklik kan dit wat God beloof het, kan sien funksioneer in jou lewe. En ter afsluiting in Matteus 13, vers 51 en 52. Ons het dit ook laasweek genoem, maar ons gaan nou sien hoe belangrik dit is, dat God het dinge wat hy wil oopsluit vir ons, deur hierdie kode, wat so amazing is, dat selfs die Ou Testament, as dit op die regte manier oopgesluit word 'n skat, wat ek nou kan op die regte manier vat, en inbring in die Nuwe Testament. Hoor wat sê dit in vers 51. Jesus sê vir hulle, julle het al die dinge verstaan. So hy praat van, hy het al die gelykenisse vir hulle vertel. En nou sê hy, het julle al die dinge verstaan? En hulle antwoord hom, ja Here, ons het nou verstaan. Nou sê hy, toe sê hy vir hulle, daarom is elke skrifgeleerde, wat 'n lering geword het in die koninkryk, of 'n skrifgedeelte of 'n skrifgeleerde, wat 'n lering geword het in die koninkryk van die hemele, soos 'n huisheer wat uit sy skatte nuwe en ou dinge tevoorskyn bring. So, elke ene wat hierdie waarheid begin verstaan van die Nuwe Testament, hy bring nuwe skatte uit en ou skatte bring hy tevoorskyn. Ons gaan kyk, ek gaan jou 'n voorbeeld gee, ons gaan kyk in die volgende paar reekse, gaan ons kyk na die feeste
van God. Ons gaan kyk na die amazing skat wat in die feeste is. Maar ons gaan nie probeer om die feeste te hou nie. Ons gaan nie probeer om onder die wet in te gaan nie. Halleluja. Ons gaan die fees op 'n ander manier sien. Geestelik en miskien selfs fisies, maar nie om onder die wet in te gaan nie. En hy sê, daar skatte wat jy het. Jy weet, baie mense wil die Sabbat hou. Jy kan die Sabbat hou, maar as jy die Sabbat op 'n verkeerde manier hou, gaan jy onder die wet in. Halleluja. Maar as die Sabbat 'n lekker rusdag is, waar jy kan rus en tyd saam met die Here spandeer, en ander ouens hou nie jou Sabbat soos jy dit hou nie, en jy oordeel hulle nie, dan is jy vry. Maar baie mense is nie vry nie. Halleluja. Hulle is onder die wet. En hulle probeer dink, maar ek moet hierdie ding hou, as ek hom nie hou nie, dan gaan ek veroordeel word. Die Here wil jou vry maak. Halleluja. So kom ons bid net saam vandag. Ons bid dat die Here werklik jou perspektief sal skuif. Vader, dankie. Dankie vir 'n perspektiefskuiving, Here. Dankie dat ons nie ons eie weg kan uitwerk met ons eie geregtigheid nie. Dankie dat U vir ons 'n vernuwing wil bring, Here. 'n herstel wil bring, waar ons in 'n plek kan inkom waar ons siele verkoop kan word, Here, waar ons geeste verkoop kan word. So, dankie vir U geregtigheid. Wow, halleluja. En ek wil net vir jou bid vandag. Ek wil bid dat jy God se geregtigheid sal binnegaan. Dat jy in daai plek van verkoeking sal inkom en dat jy hom sal geniet. Dat jy hom sal geniet. Halleluja. Dankie Jesus. Halleluja. Ons loof en prys U naam, Here. Dankie dat ons kan kom rus in U. In die perfekte geregtigheid. Dankie dat U die son van geregtigheid vir ons opgegaan het. En nou kan ons in U genesing inkom, Here. Ons kan onder U vlerke inkom, want U het ons toegang gegee deur Jesus Christus, wat vir ons die weg gemaak het, die waarheid gegee het, en nou vir ons die lewe is, Here. In Jesus se naam. Amen. Halleluja. Dankie vir jou tyd. Dankie dat jy ons begin, dat jy saam met ons gestap het in hierdie interessante openbaring, om die sleutel te vat, en om hierdie laaste dae weer die herstel van die koninkryk van God se krag te sien in jou eie lewe. As jy ons wil volg, kom volg ons op my YouTube kanaal, Hendrik Witness, of selfs my Facebook kanaal, Hendrik Witness. As jy meer wil weet, kontak ons daar, en dan sal ons vir jou meer inligting kan gee oor hoe kan jy hierdie pad saamstap, en leer om God toe te laat, om in sy volheid van alles wat hy vir jou gehad het, te kan instap, in Jesus naam. Amen.